Goeiedag geliefdes, ons luister na 2 Korintiërs 4 vanaf verse 1 tot 6. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die ontferming wat aan ons betoon is, gee ons nie moed op nie. Ons het egter afstand gedoen van geheime skandelike dinge en tree nie slinks op of verdraai die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons onsself voor God aan by die gewete van elke mens. As ons evangelie dan tog nog versluier is dit versluier vir die wat verlore gaan, vir die ongelowiges wie se denke deur die God van hierdie bedeling verblind is, sodat die lig van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, nie oor hulle skyn nie. Ons verkondig immers nie onsself nie, maar Jesus Christus as Here, en onsself as julle diensknegte ter wille van Jesus. Want God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. Dit was 2 Korintiërs 4 verse 1 tot 6 uit die woord van die Here. In die vorige oordenking het ons gepraat van die heerlikheid van God. Waarom is die heerlikheid van God vir sekere mense helder en verstaanbaar en wonderlik, maar vir ander mense is dit versluier asof dit weggesteek is? Waarom kyk party mense na die natuur en sien die Skepper raak, maar ander dink die natuur het homself gevorm? Waarom hoor sommige mense die evangelie en glo dit, maar ander sê dat dit nie geloofwaardig is nie? In vers 4 lees ons van mense wie se denke verblind is. Dit beteken hulle kan nie reg dink oor die Here en die evangelie nie. Hoekom nie? Want die God van hierdie bedeling verblind hulle vir die heerlikheid van God. Met ander woorde, die duiwel verlei hulle met die leuns en mooi praatjies, sodat hulle nie kan sien hoe wonderlik ons Here is nie. In vers 6 hoor ons egter hoe hierdie duisternis oorwin kan word. Aan die begin was alles donker en leeg, maar God het gekom en gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het die duisternis in lig verander, en hy het dit weer kom doen in ons harte wat donker is van die sonde. Hy het sy lig in ons harte kom skyn, sodat ons sy heerlikheid en die heerlikheid van sy evangelie kan sien, kan verstaan en glo. Hy het ons kom herskep en ons is wedergebore om sy kinders te wees. So dit is die verskil, die Here wat ingryp. Wanneer jy glo, is dit dus nie omdat jy goed en oulik is nie. Dit is nie omdat jy slim is of baie insig het nie. Dit is omdat die Here sy lig in jou skyn, sodat jy kan verander. Jy kan dus nie jouself red nie, en jy kan ook nie iemand anders red nie. Maar jy het wel dan 'n roeping en 'n verantwoordelikheid. Ons lees in vers 5. Ons verkondig Jesus Christus as Here. Dit is wat Paulus en sy medewerkers gedoen het, en dit is ook die opdrag wat die Here vir ons gee, nou dat hy ons gered het. Dit is om die evangelie te verkondig. God red mense, maar hy doen dit deur die verkondiging van die evangelie. In 2 Timoteus 4 verse 24 tot 26 verduidelik hy dit so. 'n Diensknegt van die Here moenie rusie maak nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig, geduldig, iemand wat teenstanders met sagtheid teregwys. Miskien mag God hulle tot bekering bring, sodat hulle die waarheid kan ken en hulle tot hulle sinne laat kom, vry van die stryk van die duiwel, deur wie hulle gevange gehou word om te doen wat hy wil hê. As God se diensknegt moet jy dus vriendelik en geduldig die evangelie aan mense verkondig, want God gebruik hierdie boodskap om mense tot geloof te bring. Hierdie boodskap moet egter suiwer verkondig word. Ons mag nooit die woord van God verdraai nie. Gaan dus en verkondig die evangelie met jou woorde en dade. Laat die Here jou gebruik
om met sy lig die duisternis uit ongelowiges se harte te verdryf. Kom ons bid saam. Here, U is die almagtige koning wat oor alles regeer. U het alle mag in die hemel en ook op die aarde. U het met U opstanding die dood oorwin, en daarom kan ons weet dat ons ook eendag uit die dood gaan opstaan. Dankie vir die nuwe lewe wat U vir ons gegee het. Die nuwe lewe wat nou reeds begin, die nuwe lewe waarin ons U kan dien en lief hê. U gee die Heilige Gees aan ons en U troos ons, U lei ons, U help ons en U leer ons. Ons vra dat ons in hierdie gebroke wêreld waarin ons nou leef, dat ons hoop en perspektief sal hê en dat ons 'n verskil in hierdie wêreld sal maak. Ons bid vir almal wat hartseer is in hierdie tyd. Ons vra dat U hulle sal troos. Ons bid ook vir hulle wat eensaam is. Ons vra dat U hulle naby sal wees en dat U medegelowiges sal gee wat hulle ondersteun. Ons bid vir mense wat swaar kry as gevolg van aardbewings en ander natuurrampe wat plaasvind. O Here, wil U ook hulle naby wees en dat hulle ook in hulle nood U sal ken en ook U sal raak sien. Ons bid hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen.